Ouma, hoeveel jare het jy van jou lewe gegee om kinders groot te maak, opofferings te doen, jouself foos te werk, bitter min slaap te kry saans, net sodat jy die pot in die kook kan hou, net sodat jy kan voorsien, net sodat jy vir jou kinders kan gee wat jy nie gehad het nie. En ek dink eerlikwaar, die kinders besef nie altyd, jy weet, dit wat jy deurmaak, dit wat jy doen, ja, vir hulle is dit niks, want hulle dink nie daaraan nie, maar ek dink nie kinders besef hoeveel ure jy baie min slaap kry nie. Ek dink nie kinders besef al die opofferings wat jy as 'n ma maak nie. Ek dink nie die kinders besef dat wanneer jy voorsiening maak vir hulle om of op 'n rugbytoer te kan gaan, of 'n hokkiewedstryd te kan bywoon ewen net, of om op 'n kamp te gaan, of 'n uitstappie te gaan. Ek dink die kinders besef altyd dat wanneer jy as ma voorsiening maak vir jou kind om sulke goed by te woon, dan doen jy jouself tekort, want eerstens is daar nie geld nie, tweedens is daar nie 'n manier wat jy vir jou kind sê, sorry, jy kan nie gaan nie. Ja, daar is seker mamas wat dit doen, maar jy weet, ek het dit nooit gehad nie. Ek het dit nie geken in die huis nie. Ek was die enigste kind wat sportief was in my ouer huis. En my pa, hy wou 'n koroner skiet as ek vir hom net gevra het vir 'n potlood. En jy weet, die skool het altyd my klere voorsien, sportklere en operette klere en al daai. En ek het, toe ek as jong meisie, het ek gesê, ek sweer in my lewe sal my kinders nie dit ken nie. My kinders sal nie ander mense in die oë kyk nie. My kinders sal nie 'n tekort hê nie. En ek het baie goed gestand gedoen aan my eie belofte aan myself, want ek het myself voorgewerk om te kom voorsien vir my kinders. En ek dink, baie van die mamas daar buite, wat nou al oumas is, wat se kinders al groot is, sit vandag, baie van ons sit alleen, want sodra kinders uit die huis uit is, of sodra hulle groot is, dan wat maak hulle? Hulle gaan aan met hulle lewens. Nie al die kinders ken jou nie, of laat ek dit so stel, kinders ken jou net as hulle iets nodig het, of as jy moet iets fund, of as hulle wil uitgaan en jy moet dit sponsor. So, ja, so kom 'n mens maar op jou lewenspad en dan besef jy, soos jy maar deur dit gaan, dan besef jy weet, kinders is geneig om vir ouers goed toe te snou en ouers goed te sê. En dan wonder jy weet die kinders ooit waarvan hulle praat. Maar jy troos jou daaraan, daai kinders word groot en eendag gaan hulle eie families hê, hulle eie kinders hê. En ja, ek het nou al kinders wat kinders het. En dis nie so maklik nie. Ek het 4 kinders groot gemaak. Party kinders sukkel om 1 kind groot te maak. Maar ja, dit laat 'n mens weer eens besef, my ma het al die jare vir my gesê, my kind, mami verlang so na julle. Julle verstaan dit nie, want ja, my ma het ons min gesien, maar dit was nie altyd by keuse nie. Dit was maar omdat ons ver uit mekaar uit was. En vandag besef ek daai woorde van my ma, want my ma is so 4 jaar terug as sy oorlede. En daar is hoeveel dae wat ek wens, ek kon vir Liewe Jesus vra. Liewe Jesus, kan ek net asseblief 'n oproep hemel toe maak? Kan ek net asseblief, jy weet, as ek net weer een keer met my ma kon praat en vir haar sê, mamma, ek is so absoluut jammer. As ek geweet het wat ek vandag weet, sou ek meer na my ma toe gegaan het. Maar ja, elke oomblik wat ek haar kon sien, het ek haar gesien. Alhoewel ons daagliks op die foon was, alhoewel ek en my ma daagliks kontak gehad het. Ek het baie keer as ek moes uitgaan op veilings, dan het ek my ma gaan optel, dan sy saam met my gecaravan vir die hele dag. Maar ja, so wonder ek maar net, hoeveel mamas is daar buite wat sit in dieselfde situasies van kinders wat of nie tuis is nie, of dalk miskien kinders wat ondankbaar is, of dalk miskien maar kinders wat jou as ma afkraak, sleg maak, of dalk miskien maar kinders wat net bederf is. Wat ek vir jou wil sê, mamma, hou moed, want weet jy wat, ons as mamas het bestaan voordat daai kinders gebore is. Ons het altyd survive. Ons het survive met ons kinders en ons het ons kinders groot gemaak. So sal ons survive deur ons ou dag, wanneer ons oud word, want ek is nog glad nie reg om oud te word nie. Al word ek 54, ek is nou eers in die vleer van my lewe. Maar ja, blessings daar vir elke liewe mamma. Of jy nou 'n struggle gehad het en of jy nie 'n struggle gehad het nie, ek wil eintlik amper sê, ek kan nie dink dat daar 'n ma is daar buite wat nog nooit 'n struggle gehad het nie. Want of jy sukkel finansiëel, of jy sukkel met moeilike kinders, of jy sukkel met
ondankbare kinders, of jy sukkel, want nie een van jou kinders is dieselfde nie. Elke liewe kind. En die beste van alles is, jy maak al jou kinders in een huis groot. En as jou kinders uit die huis uit is, en jy kom by hulle huis, dan besef jy weet nie hoe werk dit nie, want jy het jou kinders almal dieselfde wy groot gemaak, maar hulle is so verskillend in hulle eie huise. Blessings daar vir ieder en elkeen van julle mamas. Mag jy 'n awesome Vrydag hê. En onthou wat ek vanaand vir jou sê. Jy is awesome. Moet nooit laat enige iemand vir jou afkraak nie.